Sy môre mense, hier is ek nou terug om julle nog 'n stukkie van my storieetjie te vertel en ek vertel hom met my hart en ek vertel hom met liefde en ek vertel dit met 'n koppie koffie in my hand. Mense, vandag gaan ek weer in senuwees raak en trek 'n stoel nader. Gaan ons gesels oor dit en julle is welkom om my vrae te vra. Mense, die wat my nog nie ken nie, my naam is Rocco Viljoen en ek vertel my storieetjie hoekom ek weg is by 'n Christenkerk as 'n priester vir amper 30 jaar van my lewe, waar ek vasgeglo het Christianity is die enigste weg tot saligheid en Christianity het 'n rotsvas fondasie. Vandag is ek 100% spiritual en ek volg spirituality omdat ek gevind het dit is die eerste weg van die begin af totdat Christianity dit kom afbreek het met geweld en Christianity gestig het en dit op mense afgedwing het. Daar is geskiedenisse wat jou kerk jou nooit sal vertel nie. Christianity het mense gedwing om te glo in Christianity. En dit is hartseer, maar dit is feite. Vandag gaan ek vir julle ietsie anders vertel. Ek het nou al vir julle vertel nie van ons God in die Bybel, die God van liefde. En ek het julle gewys dat hy is wreed, ongevoelig en hartloos. Nie net maak hy babetjies dood nie, by die duisende nie net maak hy kinders dood nie, en nie net maak hy mense en oumas en oupas dood nie. Hy maak ook Israel, sy eie volk, dood. 70,000 is die hele rappie stadium vol mense dood. Net omdat een gesê het, kom stel die mense. Dit is nou ons God van liefde. Dit het my laat wonder my hele lewe lank. Hoe kan hierdie dan 'n God van liefde wees? Hoe kan dit die ware God wees? Want ek as 'n pa sal dit doen nie. En dit is ek besef het, want dan moet daar meer wees. En ek het net in hierdie jare as 'n priester 'n sak vol vrae gehad wat niemand kon antwoord nie. Nou vandag wil ek julle nog ietsie wys wat julle nie weet nie. Dit God het amper 3 miljoen mense in jou Bybel doodgemaak. Mense met pikke, grawes, byle, swaarde, enige ding wat bloed bring, op die mees verbaasde manier. Arme duiwel het net 3 mense doodgemaak. Niemand weet regtig hoe hy doodgemaak is, of 3 of 6 of 7, party sê nee, niks doodgemaak het. Nou kom ek wys julle ietsie. En was my bitterpil die dag toe ek besef dat nie net is ons God in ons Bybel 'n titel nie, die woord God is 'n titel nie, maar is ook geplak op ander name, soos Elohim, wat beteken meer as een God. Rassie, doen jou huiswerk, asseblief my maatjie. Ondersoek die dinge. Dan gaan jy sien 'n Rocco praat die waarheid. Maar die vraag is, hoekom het God van die Bybel nooit iets teen die duiwel gedoen nie? Kom ek wys julle. Die duiwel het toegang tot God. Hy stap sommer in die hemel in en kan gaan praat met God. 'n Paar keer het God die geleentheid gehad om die duiwel dood te maak, of om te straf, of om hom iets aan te doen. En nie een keer nie. Ons lees Jesus en die duiwel gaan in die woestyn en die duiwel sê, gee vir jou alles wat jy wil hê. Lyk my so 'n power ook. Hy besit die wêreld. En God doen net absoluut niks teen hom nie. Toe arme Eva en Adam in 'n appel gaan kou of in 'n vrug gaan kou het. Onwetend, die eerste mense op die aarde is nog dom en stupid. Onmiddellik strip God sy moer en jaag hulle uit die tuin uit. Geef hulle smart en pyn en lyding. En elke nageslag daarna met saffe omdat daai 2 appel gekou het. Dit klink nie reg nie, né? Nou, dis wat ek vir julle probeer wys. Hoekom is die duiwel, het hy die vryheid van die stad, en God doen niks aan hom nie, maar die mense suffer nog die hele tyd onder hierdie duiwel, en God straf net die mense. Ek kan dit nog nooit verstaan nie, en julle moet my help om dit te verstaan.
totdat ek verstaan dat die God in ons Bybel, Yahweh en Jehovah, is niks anders. Dit is demigodsie. En dit het my laat besef, dat ons aanbid demigods. Rassie, ondersoek het. Jy gaan dit sien my maatjie. Vra net as jy waar moet gaan soek. Vra vir Arend, hy sê jou help. Dan die volgende ding wat ek julle moet bring is, mense, dit is glo Rocco in die almagtige Vader. Natuurlik, mense. Want ek het geleer in spirituality, dieselfde geloof waarin Jesus geglo het. Hy het nie geglo in Christianity nie, mense, hoef my daar. Christianity was op mense afgedwing gewees. Josia spirituality beoefen, en die geloof wat Josia beoefen het Constantine verstrooi. En toe gaan Constantine en hy gaan create Christianity en dwing dit op die mense af. Nou in spirituality het ek geleer dat God is binne in jou, God is in alle lewens wat daar is, en jy kan direct connect met hom. Onthou julle daai stemmetjie wat julle gat al so baie gerit het, is God in jouself wat jou gewaarsku het. En deur meditations en deur spirituality kan jy leer om te connect met daai God in jouself. En mense, dit is hoe jy met God praat. Maar die kerk het ons geleer om lang gebede te hou, herhaling van woorde en 'n geraas wat almal moet hoor. Dis hoe ons geleer bid het. En kyk daar, 90% van Christene kry bitter swaar. Hoe is dit moontlik? As God nou gesê het, vra net, en ek sal jou gee. En kyk daar, 90% van Christene kry swaar. Al wat bank toe lag is die pastore en die dominees. Ja mense, mag julle 'n lekker dag hê. Groete, liefde.